Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die wonderlike dinge van Moses se lewe is dat Moses dikwels soos 'n vriend met God gepraat het en met hom gedeel het wat hy gevoel en gedink het. Hier is 'n voorbeeld van een van sy gesprekke met God in Eksodus 33. Moses sê vir God in vers 12: U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie, hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. Kan jy sien wat doen Moses hier? Hy herinner God aan wat God voorheen vir hom gesê het. Hy herinner God aan sy eie woorde. God wil hê, jy moet hom aan sy beloftes herinner, wanneer jy met hom praat. Nie omdat hy herinner moet word nie, maar omdat jy aan sy beloftes herinner moet word, en omdat sy woord die enigste woord is, wat hy verbind is om te vervul. Jy sien, wanneer jy God se woord gebruik om te bid, bid jy in sy wil. So leer en memoriseer skrifte wat aan jou behoeftes en begeertes raak, en wanneer jy met God praat, bid dit dan terug tot hom. Hoe meer jy van sy woord leer, hoe meer sal jou gebedstyd ooreenstem met sy wil, en hoe meer sal jy in lyn voel met God. Hou jou Bybel byderhand wanneer jy met God praat, sodat hy jou gedagtes kan rig op die woorde wat hy wil hê moet bid. Gebed is 'n geloofsdaad. En wanneer jy in gebed na God toe kom, is dit omdat jy glo dat hy sal reageer. Daar is duisende beloftes in die Bybel. En hierdie beloftes bied die antwoord op al jou behoeftes en probleme. Soms is 'n mens nie seker wat om te bid nie. En dan kan jy hierdie beloftes gebruik om woorde te gee aan jou gebede. Here, vandag staan ek op u beloftes en ek maak 'n keuse om te lewe in die vertroue dat u dit in vervulling sal bring wat u gesê het u sal. Dankie dat u woord 'n lamp is vir my voete en dat u my in u weë sal lei. In Jesus naam bid ek dit.